Ons gasspreker vandag is Dr. Annemarie van Sail en ek gaan vra vir Dr. Andrew Kok om asseblief haar aan ons voor te stel. Terwijl Chris die slides krijgt, kan ik zo dan Annemarie voorstellen. Annemarie is een bekende hier bij ons, bij de Vereniging, een museum en monument. Was in 2018 die nieuwe uitstallings in die museum rechtgekregen. Moest ons lang stories korter maken. En Annemarie is een expert om een lang story in een paar zinnen te schrijven. So die eerste plek het ons histories geskryf en toe is dit vertaal en mooi gemaak en toe is dit van Annemarie gegee en toe is dit korter gemaak sodat mens met een oogopslag die storie in Afrikaans, Engels en Frans kon lees en dankzij haar kan jy vandag op 'n maklike manier deur die museum gaan en vinnig die stories oor die genote lees. Annemarie het 'n meestersgraad in kultuurgeskiedenis en 'n doktorsgraad in geskiedenis by die Universiteit van Stellenbosch gewerk. En haar fokus is op die geskiedenis van argitektuur, spesifiek Kaaps-Hollands en Victoriaanse argitektuur. En daarom het sy ook 'n beurs van die Victorian Society in Amerika verwerf om navorsing in Engeland te doen vir haar doktorale proefskrif. Sy is ook die uitgetrede curator en navorser van die Afrikaanse Taalmuseum. En sy het 'n hele klompie navorsingsartikels en referate oor die kwessie rondom Afrikaans dan gelewer. Annemarie, ons sien uit daarna om na jou te luister. Jy gaan met ons praat oor die Genote Gedenkskool, wat vir ons een van ons belangrike fokuspunte is. Ons luister graag oor wat jy oor uitgevind het. Dankie dat jy my genooi het, het is lekker om hier te wees. Ek het nou gesit en luister na wat almal gepraat het, dink ek van myself, ek kan eintlik nou 'n hele speech gee, net in reaksie op alles wat vanoggend aan hier gesê is, want daar's oral raakpunte, ek het dit reg. Ek het nou gesit en luister na wat almal gepraat het, dink ek van myself, ek kan eintlik nou 'n hele speech gee, net in reaksie op alles wat vanoggend aan hier gesê is, want daar's oral raakpunte, ek het dit reg. Okay. Kan almal my hoor? Byvoorbeeld wat jy gesê het van migrasie, ek is glad nie in die genoot nie tot my spyt. Ek is 'n Brit, my nooiensvan is Oudtshoorn en my ma se nooiensvan is Wilkinson. En hulle was, die Wilkinsons was 28 setelaars, so dis ook 'n gevolg van gedwonge migrasie. En nog 'n dingetjie wat ek net wou genoem het, is ek is baie spyt om te hoor van professor Pieter Koetsen se oorlede. Hy was 'n lid van die Groot Gedenkskool se raad van trustees, maar so 'n paar jaar gelede toe sy gesondheid nou erg agteruit gegaan het, het hy uitgetree. So ek gaan vandag met julle praat. Waar begin ek die slideshow? Hy was ook mede-stigter van die GRA gewees. Hy is op Kleinbos in Dalhousie-Vat gebore. Dit was die stamplaas van die De Toys in Suid-Afrika. Dit was François De Toy was die stamvader en hy was eintlik die jonger broer. Sy ouer broer het nie dogters gehad. So François De Toy is die stamvader van al die De Toys in Suid-Afrika. En Essie De Toy het al in 1877 begin propaganda maak vir die skool. Hy was baie ontevrede, daarso is die herehuis op Kleinbos en dit is waar hy gebore is. Skole in die land was op die groot plaas. Hulle het dikwels net vir hulle eie kinders iemand gekry om die kinders te kom leer of 'n paar plase bymekaar gekry die kinders dat hulle geleer kan word. Die Hollanders wat op die Kaap oorgeneem het en toe al lank al in die Kaap
wel nie so lank nie, maar in die Kaap was, het nie so vinnig begin met onderwys. En die kwessie van die godsdienstvryheid is, die Britse regering het besluit dat daar is geen verpligte godsdienst in 'n skool nie. Jy kon nie, ekskuus, wat ek wou gesê het, wat ek wil teruggaan, is oorspronklik was skole was die kerk se verantwoordelikheid al die jare voor dit gewees. Die kerk het 'n kerkskooltjie altyd gehad en baie dikwels was dit die siekentrooster wat met die kinders in klas kyk, of hy nou aangeleer is daarvoor of nie. En dit het nie altyd so wel gegaan nie. En hierdie man wat daar op hy spotprentjie is Ernestus Bak, as ek dit reg het. Jy sal sien, hy loop so met die wynbottel onder die arm. Hy is later van sy pos onthef, omdat hy heeltemal te lief was vir die bottel. En ek wil net noem dat daai prentjie kry ek by julle vereniging, en dankie daarvan vir Andrew en vir Gawie, weet of Gawie vandag hier is nie, maar dankie dat julle so gaaf was, ek het verskeie prentjies by julle gekry, vir my boek. En dan, toe raak het in die mode, dat kerke is nie meer die hoof, gelijk sê mense wat 'n skool moet bestuur. Die mense het al meer gevoel dat hulle wil skoolopvoeding meer sekulariseer. Want oorspronklik was dit, jy gaan skool toe sodat jy kan lees en skryf, sodat jy die Bybel kan lees, en sodat jy versies kan neerskryf, en dis al wat jy hoef te doen. Die meeste kinders, dis die meeste opleiding wat hulle gekry het, die mees basiese opleiding. Jy moet net kan lees en skryf en so 'n bietjie somme maak, en dan is jy fyn. Maar mense het al meer begin sê, nee, 'n kind moet 'n afgeronde persoon gemaak word op skool, en toe raak het nou mode om godsdienst al meer uit te skryf. En die Britse regering het toe, soos ek gesê, heeltemal besluit dat geen godsdienst in die skole nie. Dan mag godsdienst na ure gehou word, en geen kind mag gedwong word om dit te doen. En daarteen was die vreeslike godvreesende Hollanders natuurlijk baie gekant gewees. Hulle het onmiddellik besluit, hulle gaan hulle eie privaat skole stig, waar die kinders gaan godsdienst kry. Maar, ekskuus, ek klaar gesê met die Britse regering, maar daai skole was Hollands, het was nie Afrikaans gewees. Oor Afrikaans, dit was die Britse regering se verengelsensbeleid waarvan ons almal op skool geleer het, verengelsensbeleid, wat so 'n lang woord was, wat eintlik niks beteken het as mens nie mooi verduidelik vir 'n kind wat beteken verengelsing. Maar die Britse regering was vasbeslote dat alles in Suid-Afrika sal Engels word. En wat nogal interessant is hulle het geglo, almal gaan gelukkig gaan wees, gaan beter mense wees, gaan beter samelewing wees, want Engels is die beste. Olive Schreiner het byvoorbeeld gesê, sy kind is baie onregverdig dat hulle, die Engels, soveel beter is as alle ander nasies. Dit is eintlik nie heeltemal regverdig met die arme ander mense. As almal Engels word, dan is almal gelyk en almal is nou op dieselfde vlak. So hulle het Engels ingebring in alles. Hulle het ingebring in die howe, hulle het ingebring in skole, in die kerke, oral. Alles moes Engels wees of hulle het nou bestaan. En die arme kinders in die skole het 'n bord om hulle nek gekry dat sê, I am a donkey, as jy dit waag om Afrikaans te praat in die skool. 'n Landgenoot van het geklaar daaroor. Hy het gesê, hierdie arme kinders, wat nie 'n enkele woord Engels verstaan nie, moet nou in 'n klas gaan sit, en die juffrou of meneer daarvoor praat net Engels, en hulle moet in Engels antwoord, en hulle word net heeldag, kry net bakslaap, of hulle kry woord om die nek, want hulle het nie 'n idee waaroor dit gaan in daai skool. En die staatskole, die Britse regering het oral skole gestig, en dit was gratis. Die kinders kon nie so toe gaan, maar hulle mag nie Engels daar gepraat het. En soos ek sê, dit was toe nou baie teen die mense se sin, die Engels en die godsdienstsaak het toegemaak het. Klomp privaat skole, in die Parel het daar iets soos binne 2-3 jaar 16 privaat skole opgeskiet. Na hierdie verklaring dat alles in die skole Engels moet wees. Maar in daai stadium was die privaat skole Hollands.
Hulle het in die Bybel in Hooghollands gelees, hulle het die lesse in alles in Hollands gelees. Ook omdat baie van die onderwysers, byvoorbeeld gimnasium, so onderwysers is almal uit Holland toe, want hulle het gereken die paar onderwysers hier in Suid-Afrika, dit was nie goed genoeg nie. Die kinders in gimnasium, ek was absoluut verbaas om te lees, dat hulle 'n klomp vakke gehad en hulle byvoorbeeld elke Vrydag was Latyn. Die kinders moet die hele dag Latyn praat met mekaar op die skoolgrond, speelgrond, waar ook al. En ek kan my dit amper nie indink dat 'n mens kan Latyn praat. Jy kan 'n leser of iets sê in Latyn, maar hoe daar jy sin aan mekaar spring weet ek nie. Maar in ieder geval, SJ de Tooy het toe gesê, as hy nou 'n monument oprig vir die Huguenote, moet dit 'n lewende monument wees. Baie beter as nou die oudtydse stelling daar, 'n dooie monument net maar van bakstene en klei. Die skool moet iets doen. En die skool is toe op Kleinbos gestig. En daar was wat die de Tooy standplaas. Dit was 'n lang storie, want baie mense wou gehad het die skool moet op 'n ander plek wees. Die Franshoekers wou gehad het dit moet hier wees. Die Parliete, kyk daai daar was, daar was wat ver van die berg af, en ver van die berg af. Hy moes ver met die berg ry, om nou daar te kom. En, of met 'n waantjie of wat ook al. Hulle, die Parliete wou dit gehad het, die Wellingtoners wou dit gehad het, en op die ou end het SJ de Tooy, dit natuurlik, dit staan nie so in die notules nie, maar soos 'n mens om leer ken het, hy het dit deurgevoer en deurgeforseer, want dit is van die begin af sy idee. Dit is waar die skool moet wees. En dit was oorspronklik 'n kelder, ek net vir julle daar wys, daardie gedeelte is die skool. En dit was eers die onderste verdieping was 'n kelder. En hulle het toe besluit, dit is die beste gebou op die hele plaas vir die skool. En toe skep hulle dit eers in 'n enkel verdieping, maar toe binne maande, toe is die skool so vol, dat hulle hom toe dubbel verdieping moet gee. Daar die boonste verdieping was die skoolkoshuis gewees, en onder was die klaskamers, 2 klaskamers. En die kinders het intussen op die plaas geloseer, want daar het heel wat mense op die plaas gewoon, en van by die bure ook. Veral dat hulle van die begin af meisies gehad, maar die meisies mag nie op die plaas geslaap nie. Hulle moet op ander plekke slaap. So baie van die bure het veral van die meisies geneem. En hier langs, en dis 'n ou foto, hier is die oudste foto wat ons kon kry van die gedeelteskool. Hier was 'n huis van 'n persoon wat op die plaas gebly het, meneer F.D. Ek is daar so baie voorletters vir dieselfde is, ek dink dis F.D. Du Plessis. En by hom en sy vrou was dit skool en koshuis gewees. En so dis waar hy geopen is in 1882. Want toe bou hulle nog aan die skool, toe is die skool nog nie reg nie. Toe begin die skool daarso. En die skool het 'n baie kort geskiedenis eintlik, maar 'n baie op en af geskiedenis. Het het goed gegaan en sleg gegaan, en goed gegaan en sleg gegaan. En toe hulle op 2 Februarie 1882 open, toe was daar 12 leerlinge gewees. 9 van hulle was van die omgewing en 3 was in die koshuis. Een was so ver soos die Parel, en die ander was, ekskuus, 2 van die Parel en een was van Fransburg, is nogal. Want hulle het die hele land hier, SJ de Tooy en sy broer het die hele land hier gaan reklame maak vir die skool. En mense wat nou soos hulle voel oor Afrikaans, het hulle kinders so toe gestuur. En die eerste onderwyser, Arnold Spannevis, het in daai plekkie wat ek nou net vir julle gewys het, het hy oorspronklik skool gegee. Daar was 'n klein, hulle het genoem die Vrye Christelike Skooltjie. Dit was nou nadat hy weg is by gimnasium. Want hy het nie meer kans gesien vir die stadslewe nie, is baie rustig op die plaas. En hy sou skool gegee, maar sy gesondheid het dit nie toegelaat nie. Hy was te siek en hy kon nie regkom nie, en hy is ook die volgende jaar oorlede in 1884, as hy oorlede. En toe het hulle vir hom 'n lokomotief wat Dominee SJ de Tooy se broer was, het hulle vir hom gevra om die onderwyser te wees. En so lank in die plek van Spannevis, want hulle gedink hy gaan regkom, hy gaan sy plig daarso oorneem. En toe het hy dit gedoen, ten spyte van die feit dat hy ook voltyds die redakteur van
die patriot was. Ek weet nie of julle die storie van Oom Lokomotief ken, maar oorspronklik was daar mos geweldige teenstand teen die patriot en teen die GRA en teen die hele ding van Afrikaans. Omdat die mense die Bybel in Afrikaans wou vertaal. Gesê, op aarde kan jy dit nie. Dit is, ek vergelyk dit altyd met SMS-taal. Dit is soos dit vir hulle was. As jy nou die Bybel in SMS-taal moet vertaal, gaan almal mos dan sê dit is heiligskens. Jy kan nie dit doen. Dis soos hulle oor Afrikaans gevoel het. Maar hy was bereid om dit te doen. En hy het sy pligte verdeel tussen die twee. En hy het natuurlik die koerant onbeskant gebruik om hy skool te bemark. Elke enkele uitgawe was daar iets van die skool in. Iemand het iets geskryf, hy het berigte geskryf en sovoorts. So dit het vir daai tyd baie goed gegaan met die skool. Maar hy is toe in 1884 sy vrou oorlede met die geboorte van hulle eerste baba. En dit het hom so hard gerug en geslaan dat hy nog 'n rukkie probeer aanhou het, maar toe hy opgehou en opgehou skool gee. En toe is daar toe gaan vra hulle toe vir Dominee François Stefanus de Tooi. Dit was nog weer 'n neef van S.J. de Tooi om te kom skool gee. Hulle het, ekskuus tog, ek het dit nou verkeerd hierso, toe om Lokomotief skool gegee, hy het op 84 skool gegee en toe gaan hy weg. En van 12 het die skool achteruit gegaan met dit. Opeenvolging van onderwysers gehad dat niemand reg suksesvol was nie. Kinders die van hom gehou, die ouers die van hom gehou nie. Die skool het so swak toe gedoen op die ouers dat hy in 1888 moes sluit. Dit is presies die jaar wanneer hulle eintlik die skool wou geopen het, dit is 'n herdenkingsjaar. Daai jaar moet die skool toesluit. En dit was vir hulle baie bitter. En toe gaan vra hulle vir hierdie Dominee François Stefanus de Tooi. Hy was 'n predikant op Nieuw-Bethesda gewees. En hy het blyk verskriklik gelukkig daar, baie lekker gemeente gehad en die gemeente wou om nie laat gaan nie. Toe sê hy nee, daar is geen kwessie daaroor nie. Hy is lekker waar hy is. Maar toe het nou aangehou karm aan hom, op die oude is hy wêreld toe gekom en besigheid deurgekyk. En sy vrou sê toe ewe die eetkamer is te klein. En hy sê die stukkie grond wat hulle kon gee, sy eie tuingrond is te klein. En dit en dat en die ander ding. En hy sê toe ook, maar hy is die onderwyser opgeleid nie, hy is die predikant. Maar hulle het al waar besware van hom net so weggevee, eetkamer vergroot, die hulle het hom 'n groter stuk tuingrond gegee. En toe kom hy met sy kinders. Nou hy en sy vrou en sy 3 kinders daai. En die een dogter, hy het nog kinders gehad na dit. Of ek weet nie wanneer daai foto geneem is, maar meer as 'n dogter gehad. Van die dogters het nog gelewe toe W.A. de Klerk begin het om die skool wat nou so vervalle daar was op Kleinbos te begin propageer dat dit moet reggemaak word en dit moet herstel word en dit is 'n skat, dit is 'n kultuurskat. Sy kon nog vir hom baie stories vertel oor wat gebeur het met haar pa daar by die skool en hoe dinge gewerk het en so. Sy het onder andere vertel, dit was in die 1960s, sy het onder andere van vertel, sy het gesê, jy moet weet, party van die manne in hierdie skool was al haar bewaard. En die meeste van hulle het pype gerook. En dan saans dan gaan my pa die slaapsaal en dan vat hy almal sy pype. En dan moet ons dit weer gaan steel en hulle terugvat. Dis wel vir my 'n snaakse storie daai. Maar in ieder geval, hy het toe nou weer in 1888, die laaste kwartaal van 1888, toe begin hy daar skool, hy is toe nou oorreed. En hy het vir 16 jaar daar skool gegee. Hy was nou eintlik die persoon wat alles bymekaar gevat het, hy was die baken daarso, en hy moes 'n baie goeie onderwyser gewees het, want almal was mal oor hom, dit het goed gegaan met die skool, en maar na tyd, die probleem van die skool is, die geld was altyd te min, dit is mos maar die ou storie, die geld was altyd te min, en hulle het staat gemaak op die kinders was betaal die skool, hulle moes betaal, hulle het staat gemaak op betalings van die leerlinge, die ingeskrewe leerlinge en donasies. En dit het net nooit heeltemal die somme laat uitwerk. Partykeer gaan soos ek sê, partykeer gaan het goed, en hou hulle 'n bazaar en dan maak hulle 70 pond, dan het hulle weer genoeg geld vir 'n jaar. En dan so gaan dit aan, maar die skool, soos ek sê, hy moet werklik op die leef gekom en net vooruit gegaan.
En na, ekskuus tog, na Dominee Du Plessis toe daar weg, so hy nou op die ou en nie meer kan nie, want sy gesondheid het ingegee. Toe van die leerlinge het daarso, sy naam is James Liebenberg, het hy toe nou in sy plekskool gegee, en hy het die mense beskuldig in die patriottiteit en hulle gesê, julle mense het geld ingesamel, julle het gesê julle wil 'n Afrikaanse skool hê. En hy sê, nie trek gij die hande terug en gaat daar stilswygend voorbij. Nou doen julle niks, nou dat die skool sleg doen, nou dat die getalle daal, nou dat ons nie meer geld het nie, nou staan julle in die kant, dan maak julle of julle niks met die skool te doen het nie. En toe op die ouend in 1895 moes hulle toe teen hulle sin vir staatshulp vra. Want as jy staatshulp kry, dan moet jy Engels in die skool gee, maar as jy gedeeltelike staatshulp kry, dan hoef jy, die klas hoef nie in Engels te wees nie, maar van die klas moet jy Engels wees en Engels moet 'n vak wees. So toe kry hulle ook na lang geheen en leer, en hulle kan nie nou nie, en hulle kan nie dit en kan nie dat nie, het hulle toe vir hulle geld gegee, toe sit 'n staatsskool. En met die staatse geld het dit toe goed gegaan, maar al hulle donateurs het toe trek, sê kom, ons hoef nie aan geld te gee nie, die staat betaal ons nou. En toe begin het weer in swak achteruit gaan, en ek vermoed ook, ek wil dit nie graag sê nie, maar ek vermoed die geld is ook nie goed bestuur. Ek sal beslis nie sê dat daar afgewerkte dag moet ons geld aangaan. Ek dink dit was net onwilkundige besluite wat geneem is, goed wat partykeer verkoop is wat nie werklik moet saam was. Hulle het boeke van Holland af ingevoer vir hulle biblioteek, wat die Dominee Stefanus dit toe begin het. So, ek dink hulle het bietjie te veel geld spandeer hier en daar, en hulle het verskriklik baie geld geleen om hulle lenings af te betaal, want hulle het die plaas gekoop, Kleinbos gekoop, sodat hulle die skool daarop kan bou. En hulle het later lenings aangegaan om die lenings te betaal. So dit het net nie, was daai sirkel wat net nie goed gewerk het nie. So, en in 1905, toe die getalle gedaal, en toe trek die staat, toe sê hulle nee, dis nou te min leerlinge, ons kan nie meer hierdie skool ondersteun nie. En dit was effektief eintlik die einde van die skool. Dominee De Tooy, SJ De Tooy het ook gesê nee, ons gaan aan. En hulle het toe nou onderwysers gekry, hulle het toe begin om onderwyseresse te kry, want die vrou verdien minder as 'n man. En, maar soos ek sê, die getalle het gedaal, en die onderwysers was ook swak geweest. Daar was 'n onderwyser, meneer Leroux, wat blijkbaar 'n goeie persoon of 'n goeie onderwyser was, maar hy kon nie beheer invoer met die kinders. Jy sê die kinders na pauze kom hulle net nie terug nie. Of hulle moes op leie geskryf en dan moet water. Dit moes altyd in die ou dae gesê 'n sentbotteltjie met water in 'n lappie en dan vee jy nou jou lei skoon. En dan sê die kinders hulle wil hulle waterbotteltjies kan volmaak met 'n botteltjie en dan moet hulle net weg. En dan stuur die onderwyser sy seun wat hy moes help om hulle te gaan haal. Dan sê my pa sê julle weet dit terugkom wat sal met julle sleg gegaan. Maar soos ek sê, en sy vrou het hom later ingespring en hom gehelp, want daar is toe baie meisies in die skool, meer meisies as kind, maar hy het maar agteruit gegaan. En in 1910 het hulle op 21 November vir die laaste keer vergader, alles afgehandel, finansies afgehandel, maar prakties was daar op daai stadium glad nie meer 'n skool nie, daar is nie meer klas gegee nie, daar was nie meer onderwyseres nie, want hulle het so 6 maande tevore vir die onderwyseres gesê, dat hulle gaan nie vir haar hou aan haar kontrak nie, sy kan maar vir haar ander werk soek, en vanselfsprekend is sy nog toe daarby. Hulle kon natuurlik nog minder betaal. So, dit is so nou die tragiese einde van hierdie skool. En die redes vir die agteruitgang het ek nou al klaar aangeraak, maar een van die belangrikste redes wat ek nog nie genoem het nie, is die kerk. Die kerk was 'n baie aggressiewe en magtige vyand van die grote gedenkskool, juis oor die Bybelvertaalstorie. Die Senaat het 'n paar jaar voor die GRA nog gestig is, het hulle 3 dae lank, die synode,
gespandeer aan die GRA, wat nou gestig gaan word, en die feit dat hulle wil hê die Bybel met Afrikaans vertaal word, so hulle het dit absoluut nie goedgekeur nie, en in daai jare was die kerk nog baie magtiger oor gewone mense as vandag. Die kerk se woord was wet gewees. Jy het selfs jou dominee gaan vra of hy dink jy moet daai stuk grond koop of daai tipe van ding. So, die mense was beïnvloed deur die kerk, en die kerk se amptdraers het hulle self glad nie soos Christelike amptdraers gedra nie. Daar was mense daar's byvoorbeeld 'n insident gewees dat Seniland was op dieselfde trein as 'n klomp die groot gedenkskoolkinders wat op pad te skool, en hy in 'n luide, openbare argument met hulle betrokke geraak oor wat op aarde soek hulle by daai skool, wat maak hulle daar so. En die kinders wat by die gedenkskool gegaan het en wat afslag gekry het as gevolg van hulle finansiële omstandighede, moes 'n brief kry van 'n predikant wat bevestig wat hy sê, en baie van die predikante het geweier om so 'n brief te gee of om met die kinders se inskrywingsvorms te teken. En die predikante is elke jaar genooi na die opening van die skool en na die sluiting van die skool, en die meeste het nie gekom nie, baie het nie eers geantwoord nie. Hulle het nie gesê nee dankie, jy het net weggebly. Dominee Andrew Murray het wel 1 jaar gekom, en dan so 2 jaar na die skool geopen het hy gekom, maar het baie duidelik gemaak dat hy stem nie saam met die skool waarvoor die skool staan, maar hy stel belang in die kind en in opvoeding en in Christelike opvoeding, en daarom is hy daar. So hulle het hierdie opdraande stryd in die kerk gehad. En dan die kwessie van Afrikaans. Die feit dat dit Afrikaans was, die skool is op 'n tyd die patriotskool genoem. Die mense het nie gepraat van die gedenkskool nie, hulle het dit genoem die patriotskool. So naby was daai assosiasie gewees van die GRA en Afrikaans. Want kyk, ek weet nie of julle weet hoe by die Taalmuseum was, het ek nie baie daarvan gelees, raak gelees, dat die hele storie van die patriot en Afrikaans was so erg, mens kan nie dink, dat ek wil amper sê dat die mense niks anders gehad moet doen nie, maar daar's mense afgedank by hulle werk, as dit uitkom dat hulle lid is van die GRA, of selfs nie dat hulle die patriot lees. Daar was selfs doodskryg. Daar's mense met tomaties gegooi in die straat en al wat dit is. So dit was 'n geweldige gevoel hier in die Parel teen hierdie hele Afrikaans ding. Hulle het gedog, dis almal rebelle en hulle weet nie waar gaan die mense se storie wees. Daar soos die eerste Afrikaanse patriot op 15 Januarie 1876, en wat baie interessant is daai dat dit later verander in DI. Maar, en almal sê nie, maar dit kan nie wees dat dit die Afrikaanse patriot was eers, maar daar staan dit is die eerste Afrikaanse patriot daai. Dan was daar ook moeilike finansiële tye gewees. Dit was, en julle sal onthou, einde van die 1800s was die verlosraag, en dit was meestal plaaskinders wat na huis skool toe gegaan het. Daar was ook 'n droogte in daai tyd, en die Anglo-Boereoorlog natuurlik. En was daar's toe nou Markie Lou, soos hulle het genoem het, martial law. Die kinders mag nie na die plaas, tussen die plaas rondry nie, en dan toe neem al die ouers en kinders uit die skool uit, behalwe die koshuiskinders, en na die oorlog het baie van die kinders net nooit weer teruggekom nie. En die hoofrede vir die skool se agteruitgang is, jammer om te sê, Dominee is jy dit hoor. Hy het hy was op 'n stadium nou pro-Afrikaans en alles, en toe het hy Transvaal toe gegaan, hy daardie wat noem mense dit, die superintendent-generaal van onderwys geword. Paul Creer het hom onder andere genooi, en hy was 'n vertroueling van Paul Creer. Hy was een van sy hoofraadgewers, en toe op een of ander vreemde manier, toe raak hy bevriend met Rhodes, en alles is toe net pro-Brits en pro-Rhodes. En dit was natuurlik dodelik. Want die mense wou niks daarvan weet, en die Kaapenaars het nie deelgeneem aan die oorlog nie, maar want hulle mag nie met die Kaapse kolonie gewees, maar hulle loyaliteit het by die Afrikaans en by die boere gelê en teen die Engelse. So, dit was ongelukkig Essie de Tooy se baie groot figuur
wat gemaak het. Baie mense het hulle kinders uit die skool uitgehaal want hulle wil nie met hom op enige manier geassosieer wees. Dan in die skool 'n groot aantal, of laat ek sê 'n besondere aantal oud leerlinge opgelewer wat oor jare beroemd en bekend geword het. Onder andere was daar A.G. Visser, die digter. Hy het daar skool gegaan. Toosius het daar skool gegaan. Toosius is S.J. de Tooy se seun. Hy het op die plaas gewoon, daar gebore en groot geword en skool gegaan saam met hulle. En daar, ek het nou nie 'n mooi foto gehad van Dave Malherbe nie, maar dis Dave Malherbe saam met Toosius later jare, toe hulle by 'n geleentheid was. En Dave Malherbe was ook op die plaas gewoon, in die huis net langs daai herehuis. Hy was ook in die sy ouma was in die Tooi. So hy was neef, hulle was neefs gewees en ek het die fout gemaak een keer om te sê, die de Tooys is almal maar eintlik ook Malherbes. Maar ekskuus, Malherbes is ook eintlik maar almal de Tooys, maar Malherbes was nie almal gelukkig om dit te hoor nie. Maar in ieder geval, dit is so dat die stam daarso begin het die Malherbe en die Tooys daarso al teen mekaar geraak. En soos julle weet, was hulle almal beroemde digters van daai tyd. En ek het al baie gewonder en probeer die navorsing doen en probeer uitvind, hoekom digters? Hoekom was almal van hulle digters gewees? Iemand in daai skool moes hulle liefde vir digkuns geleef het. Maar ek kon nie 'n onderwyser spesifiek kry wat spesiaal oor digkuns. Digkuns was ook nie een van hulle vakke nie. Maar C.P. Hogenhout het 'n groot rol daar gespeel. So dis moontlik dat dit so gebeur het. Dit is selfs moontlik dat daai dominee F.S. de Tooy 'n liefde gehad het vir digters wat nou net nêrens genoem is in Notulus, die goeie mense moes nou maar gebruik om navorsing te doen. En dan was daar ook Abraham Pierrot, wat betrokke was by die KWV. Hy was nie 'n stigter nie, ek het oorspronklik gedink hy was een van die stigters, maar hy was nie. Hy het baie kort nadat die KWV gestig is, het hy betrokke by hulle geraak, hy het 'n wynkenner en 'n wynkundige geword. Die KWV het hom oor die wêreld heen gestuur. Hy het allerlei stokkies gebring en hy het onder andere die pilotage waar hy 'n foto van het, maar weet nie hoeveel van julle weet van Broekner de Villiers nie. Hy was 'n baie bekende politikus en besigheidsman. Hy was 'n groot besigheid tipe van organisasies was hy betrokke gewees. Hy was ook 'n oud leerling. Daarso is 'n foto. En ek gaan nou probeer om julle te wys, daarso is Pierrot. Hulle is almal op hierdie foto daar, moet nie. En daarso staan Broekner de Villiers. En hier, daarso is A.G. Visser. En Toosius is, wat te gesê is hy nou? Hy is in daai is Toosius se gesit. So hulle almal was daar saam op skool. Daar was nog 'n redelike ouderdomsverskil tussen baie van hulle gewees, wat ek nou net genoem het. Maar, so dit is die kort lewe van hierdie skool. Het was minder as 30 jaar dat hy bestaan het. En hy het op sy hoogtepunt het hy maar 70 leerlinge gehad. Hulle het toe nog 'n klaskamertjie agter aangebou, en toe was daar 3 onderwysers, of onderwysers en meesters. Hulle het die groot saal onder in 2 verdeel en in die kamertjie agter was die juffrou met die kleintjies gewees. En op sy hoogtepunt het hy net 7 kinders gehad, net 7 ingeskrewe kinders gehad. Maar tog het hy 'n baie belangrike rol gespeel in die bewusmaking van Afrikaans. Dat Afrikaans 'n volwaardige taal kan word. Want is jy dit Tooy se visie, dat hierdie skool soos 'n laboratorium vir Afrikaans kan wees. Want daar was nog nie 'n grammatika nie, was nog nie woorde nie, was nog nie woordeboeke, spelreëls, niks van die aard nie. En dit kan in die skool gaan, dit moes dan prakties uitprobeer word. Sien jy, dit werk nie, ons probeer dit en so. So daarmee het hy sy doel bereik. En hulle doel om Afrikaans in die skole in te bring, is eers 50 jaar nadat die GRA gestig is. In 1925 is Afrikaans eers, met 'n nasionale taal, maar een van ons amptelike tale geword. So, dit wat vir hulle geskry is miskien in die groot prentjie klein, hulle bydra, maar tog baie belangrik. So, ek dank.
dankie Christie. Goeiemôre vriende. Annemarie, ek het terwyl jy gesels het en gepraat het, so 'n paar notas sommer op my foon gemaak. Dit is vir my, was vir my 'n fascinerende, ek wil dit 'n voelvlug beeld noem, oor die geskiedenis van die Hugo Gedenkskool, maar ook hoe die Huguenote nalatenskap ingebed is in daardie geskiedenis. So baie dankie vir 'n regtig insiggewende aanbieding. Ek dink ons het dit almal baie geniet. Iets wat ek ook geneem het uit jou aanbieding is die leidende rol wat die Huguenote gespeel het ten aansien van onderwys en onderrig en ook godsdienstvryheid aan die Kaap. En dan natuurlik die sentrale en belangrike bydrae wat die Huguenote gemaak het tot die vestiging van Afrikaans, nie net as 'n onderrigtaal nie, maar soos jy aan die einde van jou aanbieding uitgewys het, in 1925 ook 'n amptelike nasionale taal in Suid-Afrika. So Annemarie, baie dankie. Dit was regtig 'n besonder interessante en insiggewende aanbieding wat jy gedoen het. Ek vra graag vir Amelia om sommer vir my te oorhandig 'n klein bly van ons waardering. Dit was regtig lekker om dit te lees.